Dit is my voorreg om vir jou baie welkom te sê by ons aanlyn boodskap. Ons is besig om saam met mekaar te gesels oor die vroeë kerk se geskiedenis in die boek Handelinge en wat ek en jy by daardie Christene kan leer. Kom ons bid saam. Here Jesus, wat 'n wonderlike voorreg om ook op hierdie wyse saam te kan nadink oor u wonderlike woord. Here, ons sien in die geskiedenis van die vroeë kerk hoe dat gelowiges kragtig, gewone gelowiges kragtig gebruik is deur u Heilige Gees om getuies te wees van die Jesus verhaal, maar ook hoe dat hulle vervolg is vir hierdie wonderlike evangelie en hoe dat hulle met boldness kragtig bly getuig het, sodat u koninkryk kan kom, ten spyte van die feit dat baie van hulle lewens daarvoor moes afgee. Wil u in hierdie volgende paar minute op 'n besondere manier ook vir ons help en oortuig om u met toewyding te dien, ten spyte van dit wat op ons wag. En dankie Here Jesus, dat ons weet dat u aan die regterhand van die Vader sit en die eerste sê gehad het, maar ook die laaste sê sal hê. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ek het verlede week vir julle daarop gewys hoe belangrik toesprake in die geskiedenis van die vroeë kerk was. En hoe dat die disippels toesprake gebruik het as geleenthede tot getuienis, waar hulle onder moeilike omstandighede die evangelie van Jesus Christus moes verdedig en op 'n besondere manier met vrymoedigheid bly getuig het. Ons het gekyk na Stefanus se toespraak in Handelinge 7 en Stefanus, hoe dat hy die eerste Christen martelaar word wat gestenig word as gevolg van sy getuienis. En hoe dat daar na sy dood vervolging uitbreek onder leiding van Paulus in die gemeente van Jerusalem. Die gevolg daarvan op die ou end was dat die evangelie versprei het. Stefanus het omtrent plus minus 30 na Christus in die eerste eeu opgetree. En dan kom Paulus op die toneel plus minus 28 jaar later. En op daardie stadium het die evangelie ontplof in die vroeë kerk, grootliks as gevolg van die kragtige getuienisse van die gelowiges, maar ook omdat Paulus die evangelie tot diep in die Romeinse ryk ingedra het. En dan sê die woord vir ons dat Paulus na sy derde sendingreis terugkeer Jerusalem toe om Pinksterfees daar te gaan vier. Dan vertel Handelinge 21 vanaf vers 27 vir ons hoe dat Paulus daar in Jerusalem vals beskuldig word en hoe dat hy van kettery aangekla word, soos Stefanus, soos Jesus, en dat hulle nie die Joodse sinagoge en tempel eer nie. En daaroor gaan ek nou nog so 'n bietjie meer met julle deel. En dan lees ons hoe dat Paulus gevange geneem word en een van die groot beskuldigings wat teen hom ingebring word in Handelinge 21 is dat Paulus 'n nie-Joodse gelowige in die tempel van die Here ingebring het. Maar dit was bloot 'n vermoede en moedswilligheid by die Jode om ook vir Paulus aan te kla, omdat hulle bedreig gevoel het en jaloers was daarop dat hulle gesien het die effek van sy getuienis en dat talle Christene of talle mense tot bekering kom, ook onder Paulus se getuienis. En dan lees ons ook hoe dat Paulus dan gearresteer word deur die Romeinse kommandant in Jerusalem
En word daar vir ons vertel dat daar by die sinagoge in Jerusalem 'n tempelbord was waarop in 3 tale, naamlik Latyn, Aramees en Grieks geskryf was, dat geen nie-Joodse gelowige verder as die tempelse voorhof mag beweeg nie. As jy enigstens dieper ingaan, dan sou jy die dood in die gesig staar. Ons weet ook dat langs die Joodse sinagoge in Jerusalem was daar 'n Romeinse fort waar die kommandant en sy Romeinse garnisoen diens gedoen het, en hulle taak was om opstande te verhoed of wanneer dit plaasvind te onderdruk. Die Romeinse goewerneur, weet ons, het nie daar gewoon nie, maar so 80-90 kilometer buitekant Jerusalem. En hy het gewoonlik net in feestydde die stad Jerusalem self besoek. Paulus was absoluut tweetalig. Hy was vlot in Grieks, omdat hy in Tarsus en Cilicië, 'n Romeinse provinsie, groot geraak het, was hy baie goed onderleg in die taal Grieks, maar ons weet ook dat hy onder die Joodse geloof aan die voete van Gamaliel baie goeie onderrig ontvang het, en daarom was hy ook vlot in Hebreëus gewees. En nou verstaan ons as Paulus in Korintiërs sê dat vir die Jode het ek soos 'n Jood geraak en vir die Grieke soos 'n Griek. En die feit dat hy tweetalig was, het gemaak dat hy die evangelie op 'n besondere manier aan die Joodse sowel as Griekse kultuur en ook aan die heidene kon verkondig het. Ons weet ook dat die fort, die Romeinse fort wat langs die Joodse sinagoge gestaan het, die naam van daardie fort was dan ook die fort van Antonia. Ons sien in die verhaal van die Nuwe Testamentiese of die vroeë kerk dat Jerusalem 'n baie gevaarlike plek was. Hoekom? 'n Gevaarlike plek omdat Jesus daar gekruisig is. Omdat die disippels daar vervolg is as gevolg van hulle getuienisse. Omdat Stefanus as die eerste Christen martelaar daar gesterf het. En omdat ook manne soos Paulus dan later in Rome gesterf het. So Jerusalem was nie 'n goeie plek vir gelowiges nie. Maar die verhaal van die vroeë kerk vertel ook vir ons dat dit nie maklik is om die Here Jesus te volg en met toewyding te dien nie. Is dit dan nie Jesus self wat vir ons gesê het in Handelinge 10 vers 44 en 45: Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees, en elkeen onder julle wat eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. Julle sal onthou dat Jesus self gesê het: as jy agter my aan wil kom, moet jy jou kruis opneem, jouself verloon en my volg. Dis 'n geweldige moeilike opdrag. Wie van ons is bereid om ons eie ek prys te gee? Dit is wat gelowig wees in die eerste plek beteken. Ek lees van Paulus se bekering in Handelinge 22 en hoe dat hy dan homself verdedig, maar nie homself verdedig nie, maar so Stefanus Jesus Christus verdedig. Ek gaan nie die hele verhaal nou met jou saam lees nie, maar ek wil vir jou vra om daardie verhaal in Handelinge 22 rustig by die huis te gaan lees. Dit kom daarop neer
dat hy dit ook as 'n getuienisgeleentheid sien en die verhaal van sy bekering daar vertel, sodat Jesus se naam ook deur daardie toespraak verheerlik kan word. Ek hoor byna weekliks by lidmate die vraag, waarom laat die Here toe dat ek so swaar kry? Ek het nie opgeteken vir hierdie swaar kry toe ek die dag vir Jesus begin volg het nie. Maar dit is die storie van Handelinge. En dit moet ons nie mismoedig maak nie. Maar die storie van Handelinge sê vir ons dat ek en jy as gelowiges nooit gaan tuiskom in hierdie wêreld nie. Natuurlik het ons geweldig baie vreugde in ons toewyding teenoor die Here Jesus. Maar die Bybel verseker vir ons, as ek en jy 'n reguit pad saam met die Here gaan stap, en ten alle tye sy verteenwoordiger gaan wees en sy naam gaan verheerlik, dan gaan jy en ek teenstand kry. En dit gaan nie vir ons maklik wees nie. En dit is die storie van die vroeë kerk. En wil ek graag vir jou vra, hoe hanteer die vroeë kerk lyding? Dis nogal vir my belangrik. Want as ek en jy swaar kry, moet ons in hulle voetspore volg. En wil ek saam met jou lees Handelinge 4 vanaf vers 23, wat vir ons baie duidelik sê hoe dat hulle lyding hanteer. En hierdie gedeelte speel af nadat Petrus en Johannes voor die Joodse raad verskyn daar in Handelinge 4. Dan staan daar in vers 23, nadat Petrus en Johannes losgelaat is, het hulle na hulle medegelowiges toe gegaan en vir hulle vertel wat die priesterhoofde en die familiehoofde alles vir hulle gesê het. Toe hulle dit hoor, het hulle almal saam tot God gebid en gesê, Here, dit is U wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is gemaak het. En U deur die Heilige Gees by monde van ons voorvader Dawid, U dienaar gesê, waarom het die heidene nasies te kere gegaan en die volke sinlose planne beraam? Die konings van die aarde het in opstand gekom en die heersers het saamgespan teen die Here en teen sy gesalfde. Dit is wat in hierdie stad Jerusalem gebeur het. Herodes en Pontius het met heidene nasies en die volk Israel saamgespan teen U heilige dienaar Jesus, wat deur U gesalf is. En hulle het alles gedoen wat U vooruit beskik en besluit het. En nou, Here, kyk hoe dreig hulle ons, gee dat U dienaars met volle vrymoedigheid U woord sal verkondig. Laat U hand genesing bring en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van die heilige dienaar Jesus. Nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle bymekaar was geskud en hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Hoe hanteer die vroeë kerk lyding? Hulle het vir mekaar gebid. Hulle het staat gemaak op die beloftes van die Here, toe hy in Handelinge 1 vers 8 vir hulle beloof het, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea, sowel as in Samaria, sowel as tot aan die uithoeke van die aarde. En dan het hulle met vrymoedigheid bly getuig, omdat hulle absoluut binne in swaar kry gestaan het op die beloftes van die Here. As ek teruggaan na Markus 10 vers 44 en 45, waar die Here Jesus sê dat ons het gekom om hom te dien, en as jy my wil volg, moet jy jouself kruisig en jouself verloon en my volg. Dan sê daardie woorde vir my, eers 'n kruis,
dan 'n kroon. Eers 'n beker, dan 'n troon. En lees ons ook in Handelinge dat die vroeë kerk se gelowiges mekaar se laste gedra het. Ons onthou in Handelinge 2 het ons gelees sodat as een swaar gekry het, het die ander saam daardie persoon se swaar kry gedra en het hulle mekaar op daardie wyse ondersteun. Mag die Here vir my en vir jou die genade gee dat wanneer daar swaar kry op ons pad kom, dat ons nie sal moedeloos raak nie. Daarom wil ek graag vandag saamvat en daarmee afsluit. As jy sê Jesus is die Here, hy is die koning van my en jou lewe, en jy getuig met vrymoedigheid daarvan, dan is daar konsekwensies. Dan kan jy maar weet, gaan Satan en sy instrumente, die godsdienstige dooies, gaan dit nie uitstaan nie, en hulle sal jou nie uitlos nie. Maar onthou altyd dat God se plan met my en jou lewe, is dat ek inval in sy plan, en sy plan draai 100% rondom sy seun Jesus Christus. En dit beteken dat my huis, my lewe, my huwelik, my beroep, my sport, alles om Jesus Christus sal draai. En wil ek afsluit met die vraag, hoe gaan ek en jy vandag so lewe, dat sy naam groot gemaak word, sodat hy kan glimlag oor ons lewe. Amen.